Ek hoor nou jy sê jy steur jou nie aan die standaard of jy verwagting waar daar is nie, maar ek wil tog by jou hoor. Baie skrywers jy weet, mense hoor gereeld dat baie skrywers sê, jy kan nie 'n lewe uitskryf maak nie tensy jy Dion Meyer is. En uiteraard het daar, soos jy nou gesê het, baie harde werk daarin gegaan om jou lesers te bou, om jouself te vestig. Hoe voel jy daaroor dat jy weet, oor hierdie persepsie wat daar van jou is, en is dit regtig so dat jy net 'n lewe maak uit jou skryfwerk, of is daar ander inkomstestrome? Nee, ek seker nou al 20 jaar wat ek net uit my skryfwerk uit bestaan maak. Weet jy, ek dink nie dis onmoontlik om te leef, bestaan te maak uit skryfwerk uit nie. Ek dink dit stel sekere vereistes, maar daar's baie mense wêreldwyd wat dit doen. En daar is Suid-Afrikaners voor my wat dit al gedoen het. So dit is moontlik, maar jy weet dit, jy moet maar lank en hard werk. Ek dink om 'n skrywersloopbaan te maak is dalk die langste proses van enige beroep. Ek weet nie hoeveel mense dit weet nie, maar jy was in die vroeë 80's 'n joernalis by die Volksblad, wel 'n verslaggewer. Waar jy in Bloemfontein gewerk het nuus en aktuelle gebeure jou saam met die liefde vir krimie nog altyd gefassineer? Absoluut. Ek is 'n nuusverslaafde. Ek lees elke oggend, sit ek en Marianne in koerant lees. En ek sal, wanneer ek opstaan en my koffie drink, sal ek verskeie ander aanlyn koerante, waaronder Marula Media, ook gaan lees. So ek is mal daaroor om te weet wat in my land, in my omgewing, in my dorp, in my provinsie en dan internasionaal aangaan. En dit het, mens kan nie help dat dit ook 'n invloed het in die skryfwerk wat jy het. Want die feit van die saak is, wanneer ek 'n boek skryf met Benny en Von as speurders, moet ek in die eerste plek weet, min of meer, hoe dit lyk in die polisie op die oomblik, maar hulle word ook geplaas in 'n hedendaagse Suid-Afrika, waar hulle ervarings het van die omgewing, waar hulle ervarings het van die politieke gebeure, van die sosio-maatskaplike gebeure ensovoorts. My eerste lesers was Afrikaanse lesers, Afrikaanse mense. My Afrikaanse boek kom uit dikwels 'n jaar voor enige van die vertalings. En ek wil hê dat Afrikaanse lesers moet sê, ja, hierdie is die Suid-Afrika wat ek ken. Ek dink dit is baie maklik om jou leser te verloor as hulle die boek lees en sê, maar hierdie is nie die Suid-Afrika wat ons ken en verstaan nie. So dis vir my belangrik in terme van geloofwaardigheid, dat dit 'n redelike realistiese omgewing moet wees. Maar 'n mens moet bysê dat ek benut net die dele van dit wat gebeur in Suid-Afrika wat die boek hopelik interessanter kan maak. Jy weet, konflik is die moeder van spanning. En die lekkerte van Suid-Afrika is dat daar so baie bronne van konflik is. Maar ek kan as skrywer net die bronne van konflik gaan haal, wat ek voel wat 'n bydrae gaan hê tot die spanning in die boek en die druk wat ek op my twee hoofkarakters plaas. Jy het al in 'n vorige onderhoud met vir my gesê dat jy 'n baie geroutineerde skrywer is, dat jy weet jouself maandelang wat jy gaan sit en jouself ingrawe in hierdie storie om regtig jou kop rondom dit te kry. So hoe lyk jou skryfruimte? Waar skryf jy? Is dit op dieselfde plek in 'n studeerkamer? Kan jy ook soos ander mense miskien in 'n koffiewinkel gaan werk? Hoe pak jy dit aan? Ek sal nooit in 'n koffiewinkel gaan werk. Ek het regtig baie stilte nodig. Ek skryf in my skryfkamer, my kantoortjie. En ek probeer so min as moontlik ander stimuli hê. Ek kan nie musiek luister as ek skryf nie. Marianne, gee vir Marianne my foon, dat daar ook nie daai soort van afleiding is nie. En dan sit ek en ek skryf. Ek probeer redelik vroeg in die oggend. In my jonger dae het ek baie vroeër opgestaan, maar ek is deesdae as ek so 6 uur agter die rekenaar, en dan sal ek koffie drink, 'n bietjie nuus lees, en dan begin ek werk aan dit wat ek die vorige dag geskryf het. En gelukkig, jy weet, vroeër was ek meer onder druk om te produseer. Ek is nou ek is die groot voorreg dat ek nou sonder druk kan skryf. So wanneer ek lekker skryf, dan skryf ek 'n lang dag, en as dit sukkel, dan staan ek op en gaan gesels met my vrou, of ons gaan stap, of ons gaan ry fiets, of wat ook al. Maar ek probeer elke dag skryf, dikwels hier na die tweede helfte van die boek toe 7 dae 'n week. Of minstens elke tweede week 7 dae 'n week, want die kinders kom ook op Sondag almal vir 'n braai. Maar dit is maar die ding, jy moet elke dag, dis 'n eienaardige ding, hoe meer tyd jy spandeer met die boek, hoe meer momentum kry jy. En dis hoekom dit so belangrik is om elke dag
te probeer werk. Ja. Ek wil graag 'n bietjie met jou gesels oor die titel van die boek. Hoe het jy dit gekies en wat beteken dit vir jou? Jong, die waarheid is dat ek sukkel om titels uit te dink vir boeke. Ek hou nie daarvan nie, want ek het so half 'n filosofie wat sê titels maak nie regtig saak nie. As iemand voor 'n boekrak gaan staan en na die titel kyk, gaan die titel nie noodwendig vir hom oorrompel en sê ek moet hierdie boek lees nie. Maar miskien is ek verkeerd, maar dis vir my 'n frustrasie om 'n titel uit te dink. Die dilemma is dat ek sukkel om aan te gaan met 'n boek as ek nie 'n titel het nie. So dis so 'n bietjie van 'n konflik in myself. Met die vorige boek Leeu het moes ek ook heelwat dink oor 'n titel en uiteindelik by Leeu uitgekom, wat 'n sekere mitologiese agtergrond het en dan die sterreteken is. En toe het ek die slim plan, wat ek gedink het 'n slim plan is uitgedink, van ek kan miskien 'n 3-lyk van Benny en Vaughan boeke skryf wat elkeen 'n sterreteken as titel het. Maar toe ek nou kom by hierdie boek begin, toe gaan kyk ek na die oorblywende sterretekens, nou dat Leeu uitgehaal is, en toe sien ek daar's eintlik bitter min wat vir my baie cool klink. Maar Scorpio was die volgende ene wat ek gedink het, dit klink darm redelik spannings- en speurromannerig. So laat ek dit nou maar vat. En toe laat ek vir Etienne, my redakteur, weet, en ek dink dit moet die titel wees, en hy sê toe nee, dis goed so, maar kan ons dit met 'n K spel in plaas van 'n C. En Etienne het gewoonlik sy redes, en ons werk ook al omtrent 30 jaar saam, jy weet, dis soos enige goeie verhouding, as daar nie groot vertroue is nie, dan werk dit nie, en ek vertrou hom absoluut. Sê ek, nee goed, ons kan dit so doen, maar nou moet ek daarin binne die boek, moet ek iets vind wat aanskakel by Scorpio met 'n K. Maar dis die soort van ding wat ek baie geniet, is daai soort van skryfuitdaging van hier is iets nuuts, hier is iets anders, hier is iets wat heeltemal van buite af kom wat ek moet probeer akkommodeer, en toe het ek dink dit het 'n interessante invloed op die storie gehad, en op die ou end het dit 'n integrale deel van die storie geword, Scorpio met 'n K. So daar's geen diepere betekenis daarin nie. Ek het uiteraard toe ek Scorpio besluit dat ek oor die mitologie gaan lees, en veral oor die skorpioen, en die skorpioen is ook nogal 'n lekker simbool in terme van die polisie. Ons het ook ons skorpioene eenheid gehad in Suid-Afrika. Jy weet, in die idee van 'n giftige angel, van iets wat oor sy rug vir jou kan bykom, was nuttige elemente wat ek kon gebruik het, hoewel ek nie noodwendig skryf om tematies vreeslike ontwikkeling te doen nie. My hoop is maar net om te vermaak, maar op die ou end het Scorpio toe nie te sleg uitgewerk nie. Die probleem is nou, wat gaan ek die derde boek noem, want daar's nie veel wat oorbly nie. Wil jy dalk nog ander genres verken as die krimi genre? Ek het nog nooit in genre gedink nie. Ek het nog nooit myself gevange gevoel binne speur- of spanningsgenre nie. Ek het nog altyd van die standpunt af uitgegaan dat 'n lekker storie, of wat ek hoop 'n lekker storie is 'n lekker storie. Laat iemand anders bekommer oor genre. Laat uitgewers en resensente en akademici bekommerd wees oor genre. Ek as leser is mal oor lekker stories, en dit is wat ek vir my lesers wil gee. Ek het byvoorbeeld iets soos Spoor geskryf, wat ek dink wat meer 'n spionasieroman is as wat dit 'n misdaadroman is. Meer van 'n spanningsroman as 'n misdaadroman. Ek het Koors geskryf wat 'n post-apokaliptiese pa en seun storie is, omdat ek passievol gevoel het oor die storie wat ek wil vertel het. En as ek 'n storie iewers in die toekoms skryf wat heeltemal 'n ander genre is, en ek voel baie passievol daaroor, dan sal ek sekerlik met my agent praat daaroor. Die dilemma natuurlik is dat as jy oor 30 jaar 'n loyale lesertal opgebou het, nie net in Afrikaans nie, maar in alle tale ook, dan is die gevaar altyd dat jy daai leser sal teleurstel en sal verloor, omdat jy met iets kom wat heeltemal anders is. So ek sal dit met omsigtigheid hanteer, maar ek dink ek is nou in die stadium van my loopbaan waar dit dalk 'n bietjie makliker sal wees om te doen. Die boek waarmee ek nou besig is nie 'n Benny en Vaughan boek nie, hoewel ek dink dis nie ver verwyder van my gewone boeke nie. Dit is meer van 'n spanningsroman, maar dis nie noodwendig 'n misdaadroman nie, hoewel
die genre is so wyd. En daar is soveel vorme van misdaadfiksie en spanningsfiksie dat dit sal sekerlik iewers inpas. Nou, as 'n mens praat van stories wat ontwikkel en jy weet baie moontlikhede, dan wonder ek ook wat se toekoms van Benny en Vaughan. Jy weet oor die jare het hulle huishoudelike name geword en deesdae, jy weet waar Benny begin het as 'n nuwe karakter in een van jou boeke, is hy en Vaughan nou, jy weet, onafskeidbaar of so is die Benny Vaughan duo se storie uitgeskryf of hoe dink jy aan hulle toekoms? Wat lê voor? Ek weet nie wat vir hulle voorlê nie. Ek sal moet daaroor dink wanneer ek by die volgende boek begin skryf. Ek dink nie hulle stories sal ooit uitgeskryf wees nie. Ek geniet nog dit baie om oor hulle te skryf. Ek dink hulle is as karakters nog steeds vir my as skrywer baie interessant. Wat ek nog altyd probeer doen het met hulle albei was om hulle deur die verskillende fases van hulle lewe te vat. Jy weet, Benny is eers deur 'n egskeiding en toe het hy vir Alexa ontmoet en die hele verloop van sy romanse tot waar hy verloof raak en uiteindelik in leeu met haar getroud is en nou is hy weer 'n getroude man wat moet aanpas daarbey. Vaughan weer wat te bang is om vir Desiree te vra om te trou. En een van die volgende vraagstukke sal wees in die volgende boek is, gaan hy die moed by mekaar skrap, gaan sy ja sê, so en dan Benny se verhouding met sy kinders, ek het nou in Scorpio is sy verhouding met sy seun Fritz onder die vergrootglas, maar ek besef ook ek sal weer moet kyk na sy verhouding met sy dogter en sy dogter wat ek dink wat ook nou ernstig raak in 'n verhouding, hoe gaan Benny en die potensieel aanstaande skoonseun klaarkom. So daar's altyd sulke elemente wat ek dink wat dit so bietjie nuut maak, wat dit so bietjie anders maak en wat nuwe uitdagings aan Benny en Vaughan in hulle persoonlike lewe gaan plaas. Daar's die voortdurende verandering in die polisie. Soos ek en jy hier sit, is daar die parlementêre ondersoek na die ongelooflike korrupsie in die polisie en dan met die volgende boek sal ek vir myself ook moet afvra hoe gaan Benny en Vaughan daaroor voel? Hoe gaan dit hulle lewens en hulle werk beïnvloed? Dis al 'n hele klompie jare wat ek sien wat in die polisie gebeur en wat ek myself elke keer afvra, hoe lank nog kan ek vir Benny en Vaughan as twee eerlike, hardwerkende, goeie polisiemense in hierdie polisiediens hou? Moet ek hulle nie maar private spelers maak? So dis 'n vraag wat ek sal aanhou moet vra en ons sal ook moet sien wat polities nou gaan gebeur in die volgende jaar of 2 en watter invloed dit gaan hê. Maar op die ou end is dit alles lekker, want dis alles uitdagings, dinge, nuwighede wat ek moet aanspreek, wat ek moet oplos, wat ek moet verwerk en wat ek moet akkommodeer in die boeke. Jy weet, as 'n skrywer is jy ook 'n leser, so en ek wonder sommer, wat lees jy? As jy nou vir mense top 5 boeke of 5 gunstelinge moet uitsonder, wat jy ook sommer vir mense sal aanbeveel vir hulle leeslys, wat is dit? Weet jy, die dilemma is dat veral as ek besig is om te skryf, lees ek bitter min fiksie. Want ek vind dit moeilik wanneer ek so intens besig is om te skryf, vind ek dit baie moeilik om fiksie te lees sonder om as 'n skrywer daarna te kyk en sommer net na die genot van die lees te kyk. So ek lees geweldig baie nuwe fiksie en op die oomblik, ek het die laaste klompie maande het ek intens gelees vir navorsing vir die nuwe boek. Maar een van die lekkerste boeke wat ek hierdie jaar gelees het, is Wilna Roo, Afrikaanse boek, Die Ooggetuie, dis 'n genre wat ek dink wat braak lê in Afrikaans en sy doen dit fantasties. Dis die regspanningsroman, iets wat John Grisham so goed doen. Ek is baie opgewonde daaroor. En dan ek het die nuwe Michael Connelly nou onlangs gelees wat net weer so goed is soos al sy ander dinge. Ek moet sê, dit is omtrent die enigste fiksie wat ek in die laaste tyd gelees het. Die res was maar meestal nie fiksie, spesifiek ter navorsing van die nuwe boek.